You are so worthy. Come and bless your people today. You are holy. We cannot fathom how holy you are. Our imagination's too limited to understand that. Holy Spirit, come and bless your people today. Please come speak through your servant. I feel inadequate. Because Jesus, you are the one that draw people. I can't draw. You can. And maybe you're standing here this morning and this was such a wonderful time of just being in His presence, and you can feel the draw of God in your heart. Give over. Just give over. Lord, here I am. Here I am in your presence. I want to worship you. I want to worship you because you are worthy. You are holy. May what we think and may what we speak be acceptable to you, Lord. In the name of Jesus, I pray this. Amen. Sure. Thank you. Thank you, Morkel. So wonderful to see everyone here this morning. You are a beautiful crowd. Julle is pragtig. Ek wil dit net sê, ek kyk vir my vrou ook. Ons is hierdie week 31 jaar getroud gewees, so julle kan hande klap. Dankie. Dis fantasties. Ons het pre-service prayer toe bid Albertus en hy bid toe oor Paulus wat so gepreek het dat die mense aan die slaap geraak het. Toe dog ek moet nou aandag gee hierso dat ouens nie preek en aan die slaap raak nie, want wat ons vandag gaan doen, ek gaan vir 15 minute preek en dan gaan ons nagmaal hê, maar nou moet julle mooi luister, want gewoonlik het ons nagmaal op ons eie of as gesinne. Wanneer tyd vir nagmaal kom en dan gaan julle mooi lei daaraan, dan gaan kry julle die brood en die sap en julle kom terug, dat ons dit saam kan geniet, dit saam korporatief kan geniet. Okay, maar dit gaan in die middel wees en daarna moet jy nie afskakel en sê, okay, dis nou verby, we are done and dusted, he said what he wanted to say. No, that's, the sermon will continue, but we will be done 10:30. So we're busy in this series, The Mission, and last week Retief did such a wonderful job of just explaining the love of the Father, that what Dion actually came and said just now, what he prayed. En ek moet vandag bietjie gesels oor die sacrifice van die seun. Nou weet ek, daar is baie van julle wat kruise het, né? En my tema vir vandag is kruise in almal se huise, of in almal se huise is daar kruise, né? Dit moet nie verbaas wees nie, want ek het gedink, wat ek sou doen is, ek gaan na julle huise toe gaan, dat jy kruis daarmee, nee, ek sou na mense se huise toe gaan en gaan foto's neem van die kruise, né? En dalk lyk die kruis soos daai enetjie wat so baie mooi sê, I am, en ons al die positiewe goed van, I am loved, I am strong, I am enough, I am beautiful, en dalk is dit wat in jou huis hang. En dis mooi. Of dalk is daar iets anders wat bietjie meer eenvoudig is wat in jou huis hang, waar jy 'n prentjie het van Jesus en daai mooi een daar met die patroontjies, of dalk is daar woorde, dalk het jy sulke kruise wat in jou huis is. Maar nou kan hy 'n stapie verder gaan, want ek weet hier's mense wat dit om hulle nek dra. Waar staan jy het so 'n mooi blou kruis om jou nek. Ek het jou gesien. Dalk is daar een wat daar sê, jy het so 'n mooi blou kruis om jou nek vanoggend. Dalk draai dit om jou nek. Dalk is dit juweliersware wat jy dra. Aan die ore, jy weet, dalk is dit om die arm, iets moois wat jy dra. Dis 'n kruis. Of dalk vat jy die kruis en jy sê, luister, jy weet, hier's 'n cruiser gewees met 'n kruis op wat baie lank hier rondgery het. Dalk is dit 'n kruis en jy slap die kruis agter op jou kar. Dis 'n kruis wat jy op die kar plak. Nee, julle sien dit. Ek sien hulle doen met plaasmoorde, vat hulle die kruis en dan sit hulle plaas en moorde daarin. Dis 'n kruis wat hulle dan uitbeeld.
En ons weet dat in Afrikaans, vir die wat Engels is, in Afrikaans het ons 'n sê ding, elke huis het sy kruis. En wat ons vir mekaar sê met elke huis en sy kruis is, daar's altyd ietsie in 'n huis, met 'n groepie mense, met familie, wat daar's iets wat ek moet dra, daar's 'n bietjie suffering, of daar's 'n burden, of daar's 'n ding wat ek moet dra. Nou daai huis met sy kruis is nie regtig die een wat ons na kyk vir oggend nie. Ek wil dit duidelik stel, want daar's suffering wat ons het, daar's suffering wat ons dra, maar wat ons hiervan praat is die kruis, en party van julle dra die kruis op julle lywe. Nee, jy het 'n tattoo ergens. Ek gaan nie vra om hande op te steek nie. Julle is baie eerbiedige crowd hier vanoggend, maar dalk het jy 'n tattoo op jou kuit met 'n kruis op, of dalk op jou arm. Ek hou van die een met die drie dae wat daar Jesaja skrif staan. Dis nogal vir my 'n mooi een, maar ek het nie tattoos nie, maar dalk is dit iets wat jy dra as 'n tattoo. Ek wil vanoggend vir jou kom vra. En jy moet so 'n bietjie dink hieroor nou. Wat beteken die kruis vir jou? Ek wil hê jy moet gou na iemand toe draai langs jou. Vat 'n paar sekondes en dan dink jy, wat beteken die kruis vir my? Draai gou na mekaar toe en dan deel julle dit met mekaar. As jy niemand om jou het nie, draai na iemand agter toe, maar ek wil regtig hê jy moet dit verbaal, gee dit deur, express it verbally. Ek sien hier voor is diep teologiese gesprekke besig. Ek sou hoop dat eers in daai verduideliking wat jy gesê het, eers iets van Jesus uitgekom het. Ek sou dit hoop, dalk was dit nie daar nie, dan is hierdie preek vir ons almal. Want ek kan hy effens anders vra, hoekom moes Jesus vir ons sterf? Hoekom moes Jesus vir ons doodgaan? En die antwoord sou wees, om ons van ons sonde te verlos. Ons moet vrykom van ons sonde en dis hoekom hy moet sterf. Maar nou is hier 'n paar slim ouens hierso wat gaan sê, "Jy wag, dis nie regtig die antwoord nie, nê." Hoekom moes hy doodgaan? Want laasweek toe Retief gepreek en toe maak Retief die punt van hoe liefdevol die Vader is. Hoekom kan God nie net vergeet en vergewe nie? Hoekom moes Jesus doodgaan? Hoekom moes hy sterwe? Ons gaan die vraag nou antwoord. Ons skrif vir vanoggend is 3 versies wat ons gaan lees. Ek het die Afrikaans daarso. Dalk moet ons eers die Afrikaans lees. Ek het dit nou nie in my Bybel nie, ek het die ESV voor my. So kom ons kyk gou na die Afrikaans. Ek wil hê ons moet die Afrikaans sien want daar's taal wat hulle hier gebruik. As jy die Engels gaan kyk, gaan sê okay, dis hoekom hy dit vir my wil wys. Kom ons kyk gou na die Afrikaans. Daar staan Johannes 12 vers 31 tot 33. Dit sê nou het die oordeel oor hierdie wêreld aangebreek. Kyk hier nou, tweede keer. Nou sal die heerser van hierdie wêreld uitgedryf word. En as ek van die wêreld af verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê om aan te dui watter dood hy sou sterf. Okay, nou let op die nou en dan en as ek van die aarde af verhoog word. Goed, geef my die Engels nou. Die ESV. Die ESV sê vir ons, now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world will be cast out. And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. He said this to show by what kind of death he was going to die. Nou ek wil net gou 3 goedjies oor hierdie gedeelte sê, oor die konteks te gee van wat's besig om te gebeur hier, want ons sien in Johannes, Jesus het begin beweeg na die Paasfees wat hy gaan vier saam met sy disippels. En ons is in hoofstuk 12 waar ons hierdie lees. En in hoofstuk 13 tot 17, daar's 5 hoofstukke.
Is hy in die upper room? Of is hy in die plek waar hulle die feesmaal gaan hou? Ons dink aan die upper room as ons dink van die uitstorting van die Gees. Dis nie wat ek nou bedoel het nie. Hy's by die plek waar hulle die fees gaan vier. En hierdie is die aanloop tot dit. En nou sê hy hierdie. So, wat ons moet sien in vers 33, dis die laaste gedeeltjie daar. Hy sê vir ons daar, julle moet weet, hy sê hierdie sodat julle weet hoe hy gaan doodgaan. Met ander woorde, waar hy opgehef is dit nie iets van, dis toe sy hemelvaart plaasvind of dis wanneer hy weer kom nie. Hy's baie duidelik daaroor, dis soos hy gaan sterf. So dis kristalhelder, ons verstaan daai. Die tweede ding wat ek vir julle wil sê oor die gedeelte is, as jy gaan kyk na daai woordjie judgment, in die eerste gedeelte van die vers, hy sê, now has a judgment, in die Afrikaans is die oordeel. Daai woord is die woord in Grieks wat sê krisis. As ek nou sê, krisis. Julle verstaan krisis. Julle het krisisse in julle lewe. Dis wat daai woord beteken, dis 'n krisis. Nou 'n krisis is 'n ding waar jy moet vinnige besluit neem. Daar's nie opsies, dis van ons is besig om in 'n ding in te gaan. Ek's in 'n krisis hier en hoe die ding gaan uitspeel wat besig om te gebeur, dis wat hier plaasvind. Nou jy kan, as jy nou regtig wil, gaan sê this is the pivotal time. Jy kan die woord pivot gebruik. Toe ek kleiner was of jonger was, het ons nooit van pivot gepraat nie. Almal praat deesdae van jy pivot. Dis 'n pivot. Dis wat gebeur hierso. Dis wat dit omwentel hierso. Dis die tyd. Ons dink in ons generasie, ons lewe in 'n tyd wat dit die crazyste is, wat dit die maalste is, wat dit die besigste is. As jy gaan dink aan wat in Groenland gebeur, wat in Venezuela gebeur, tussen Rusland en tussen Oekraïne, dit is die tyd. Ons is die tyd. Jesus sê vir jou 2 keer, nou. En dan gebruik hy die woord, daai judgment, nou is die krisistyd. Om dit anders te stel, wat hy sê is, hier's kragte, hier's 2 kragte. Die krag van Satan wat besig is, en hy is besig hier. En hoe die ding gaan uitspeel is, hy gaan, en hy gaan hom uitdrywe, en hy gaan heers. En die idee is, judgment. Hoe hy gelewe het, wat hy gaan doen, is judgment. Die derde ding wat ek jou vinnig hieroor wil sê is, as jy kan onthou wat Retief gesê het, of die vers laasweek van Retief was, is Johannes 3 vers 16. Nou as ons gaan kyk na Johannes 3 vers 14, dan staan daar, en Moses het die slang opgehef, opgelig in die woestyn, in die wildernis, toe daai Israeliete gemurmureer het, toe hulle issue gehad het met die kos, en met die water is Numeri 21, toe hy daai slang gaan ophef, en as jy vir daai slang gekyk het, dan was jy genees van die pik van die serpent. Dis wat hy sê, dis soos jy opgehef gaan word, dis soos Jesus opgehef gaan word, soos daai slang. Nou is die vraag nog steeds, hoekom moes Jesus doodgaan? Hoekom moes Jesus sterf? As 2 redes. Die eerste een het ons gesing nou, en dis van sy heiligheid. His holiness. Soos hy liefde is daar deel van sy heiligheid, is geregtigheid. Dis justice. Nou om dit die beste te verduidelik, dink aan die persoon wie jy die liefste het. Daar kom iemand en dit vermoor daai persoon. Jy sien wie die moordenaar is. Die reg kom, die reg vang die moordenaar, en daar's 'n hofsaak, in die Hooggeregshof 2 weke lank. En aan die einde van daai hofsaak kyk die regter en sê, weet jy wat, ek is geregtig, en ek's genadig, die skuldige kan gaan. Hoe laat dit jou voel? Dis nie geregtigheid nie. Dis nie reg nie. As daar nie bloed vergiet word nie, kan daar nie 'n vergifnis van sonde wees nie. As Jesus nie gebloei het nie, kon ons sondes nooit vergewe word nie. En ek wil hê julle moet hierdie gedeelte verstaan. Ons escape nie justice hierso nie. Ons gaan nie om dit nie, ons gaan deur dit. Romeine 8 sê vir ons, vir die wat in Christus is, as ek Christus beklee, as ek Christus oor my het, is daar geen condemnation nie. Ek kan loop, want hy is my geregtigheid. God kyk na my as geregtig.
Dis hoekom Jesus moes sterf. Die tweede gedeelte is hoekom hy moes sterf is as gevolg van ons sondigheid. Daar's nie 'n manier, julle, hoe sondig ons is nie, om te besef hoe sondig ons is nie. Ek kyk na my eie hart, en die gedeelte wat hulle daar gee is Genesis 6 vers 5, ek wil dit gou lees hierso, want in my eie hart is dit skrikwekkend, as ek sien die grappies wat ek maak en waarmee ek besig is en waaraan ek dink. Genesis 6 vers 5 is net voor die vloed, dit sê, The Lord saw that the wickedness of man was great on earth, and that every intention of the thoughts of their heart was only evil, continually. Dis wat ek in my hart sien. Ek wil nie vandag vir jou kom sê wat in jou hart aangaan nie, jy kan self kyk. Maar ek sien boos. Ek sien as 'n ou daar in Pretoria Wes nie iemand wil in die restaurant toelaat en hy wil uitgejaag, en begin ek haat ervaar in my hart. As 'n ou kom en hy druk sy toothpick binne in 'n ander man se bord wat ons vleis voorgekoop het, dan wil ek daai ou te lyf gaan. Ek sien dit in my hart. Ek sien dit in my hart. Dis hoekom Jesus moes sterf. Want daar's niks wat ek aan my hart kan doen om daai te verander nie. Ons beste dade is soos vuil klere, filthy rags voor hom. So wat is die antwoord? Wat is die antwoord hierso? Ons het nou gesê sy heiligheid en ons sonde. As ons teruggaan na ons skrif, toe sien ons daar judgment plaasgevind. Hy is gekruisig. Daai ding, en ek het lank daarmee gestoei toe ek jonk was, daai ding van, besef jy, hy het aan daai kruis gehang, besef jy hoe vernederend dit is, besef jy dat hy sonder 'n draad klere daar gehang, sy baard is uitgeruk, daar's goed op sy kop gedruk, hy het gebloei, hy's oopgeslaan, jy kon teen sy ribbe sien. Daar hang die koning, dis die koning wat hulle gesê het, wat ander kan vrymaak, daar hang hy. En julle sê vir my, dis waarin ons glo. Is dit nie 'n bietjie pathetiek nie? Dink daaroor. Jy sê dis die een waarin jy jou vertroue gaan sit, jou faith gaan sit. Kyk hoe hang hy daar. Hy kon ander red, maar vir homself, kyk hy kan nie afkom nie. Dis skrikwekkend. Ek moes vrede maak daarmee, want die apex van wat daar gebeur het, en dis die tweede vers, dis vers 32, daai exalt, daai ophef, is in figurative language, sit ek hom soos op 'n podium, maar is ook sy grootste vernedering. Dis sy grootste vernedering, en dis die glory of God. Dis die grootheid van God wat jy daar sien. Dis die grootheid van God wat daar uitspeel aan die kruis. Ek wil hê ons moet nou gaan Morkelhuis en ons gou join, dat ons nagmaal gaan kry. Kry jou brood, kry jou drankie en dan kom ons almal terug. So ons gaan, jy gaan dit nie neem nie en dan kom jy terug.
wag net vir mekaar as ons gaan sit, dat ons wag vir mekaar. Dankie. As hy julle. Een van die most beautiful dinge wat ek hou van Jesus is hoe hy, jy weet, jy stel hom so teologiese vraag so vra, so hoekom moes jy doodgaan, en dan wys hy vir ons, dan sê hy vir ons, wie jy, nee, kom saam na die fees toe, want ek wil jy met my eet. Ek wil jy met my drink. Kom sy mense dan, begin van Johannes en sê, ons kan dit nie doen nie, dis te veel. Wat jy vir ons vra is te veel. Nou die brood wat jy vandag gaan gebruik, die brood wat jy gaan gebruik, daai brood gaan jou lyf ingaan, ek kan nou vir jou sê, daai brood is gebreek. Jy gaan nie daai koekie heel inkry sonder om te kou nie, hy gaan gebreek word. En dis wat hy vir jou sê, dis my lewe. Dis my liggaam is vir jou gebreek. En hy sê, wanneer jy die kap vat, jy drink het, is my bloed. Neem dit, dat my lewe, dit wat ek vir jou kom gee, dat dit deel word van jou heeltemal. Dat jy deel kry aan the cross-shaped life. Dat jy deel kry daaraan. Aan die stuk lees wat Paulus hier skrywe. Hy sê, for I have received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night that he was betrayed, took bread, as die brood. And when he had given thanks, ons give gou thanks. Hemelse Vader, dankie dat ons hierdie kan geniet. Dankie vir die woord, dat ons hierdie woord as patroon kan gebruik en vir dankie sê. Dankie vir die offer, Jesus, for the sacrifice of the Son, that we can mission in that. Thank you for the calling that's out there on our lives. We glorify you that we can participate in this. That there's bread that's broken and the cup that we'll take now. We thank you, Jesus. And he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Loof hom, wanneer jy die kruis sien. Prys hom, wanneer daai kruis voor jou is. Dalk is dit maklik vandag, maybe it's easy. Jesus, thank you. Maybe it's tough. Maybe you're sitting here and going, I'm not sure, I'm not convinced, You are here because he called you. Turn to him. Tell him that. Then he took the cup in the same manner. This is a cup. It's the new covenant in my blood. Do this as often as you drink in remembrance of me. Jesus sê, julle, dink aan my, onthou wat ek gedoen het. Onthou wat ek gedoen het. Hou die kruis voor jou. Nooit. Broer en suster, nooit kan die kruis agter jou wees nie. Hy kan nie. Hy is altyd voor jou. Nooit. Hy kan nie agter jou. As hy agter jou is, vra ek vir jou, ek smeek jou, draai om, is repentance, jy draai om, dat die kruis voor jou is, dat ek my oë op die kruis kan hou. Jy kan nie aanbeweeg van die kruis af nie, dis onmoontlik.
As jy dit gaan probeer regkry, gaan jy afdwaal. As jy dit gaan probeer regkry, gaan daar pride in jou opstaan. As jy dit gaan probeer regkry, gaan jy self jou eie saligheid probeer bewerk en jy kan nie. As ek na die kruis kyk, weet wat gebeur hier binne my? My pride verdwyn. My pride verdwyn. Want ek sien hom. En hy sê, daar's 'n nuwe covenant, neem dit. Dis vir die vergifnis van julle sondes. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Ons proclaim dit tot hy weer kom. Toe Adam en Eva, God sê, ek het julle dominion gegee. En Satan kom en hy vat daai dominion. Nou weet wat doen ons as mense as ons begin baklei of ons begin stoei om dominion te kry? Ons maak mekaar dood. Ons kiel mekaar. Gaan kyk in Rusland, gaan kyk wat gebeur in Oekraïne, gaan kyk wat gebeur aan Gaza. As jy dominion probeer kry, dan maak ons mekaar dood. Weet wat doen Christus? Wat doen God? Hy kom af en hy gee homself. In Jesaja staan daar so, it pleased the Lord to bruise him. Pa en seun het saamgewerk. Is van, jy gaan hierdie moet betaal, is reg, pa. Ek sal kom betaal. Want ek is lief vir die mense en ek weet jy is heilig. Het is awesome om hierdie te kan geniet so saam. Maar dan moet ons vir mekaar sê, ons word vanoggend gekonfronteer met iets. Ons word vanoggend gekonfronteer. En wat Jesus vir ons sê, hy sê in Johannes 12:24, hy sê, as daar saad is, hy begin actually met verily, verily, truly, truly, I tell you, as daar saad is, daai saad sterf nie en val in die grond nie, kan daar nie 'n oes wees nie. Besef julle wat dit beteken? Nie net was hy die antwoord vir ons nie, hy is die patroon waarin ons uitnooi en sê, kom sterf saam met my. Hy vra vir ons om te kom sterf. He asks us to die with him every day. He's asking it every day. In 1955 was daar 5 ouens, Roger, Pieter, Ed, Nate en Jim. En die Here het in hulle harte gewerk. En hulle wou graag na 'n tribe toe gaan. Die Waroni tribe in Ecuador. Want hulle het nog nooit van die Here gehoor nie. Nog nooit. En dit het in hulle harte gewerk, soveel so dat Jim op 'n stadium gedink het, hy het hierdie girl gehad, Elizabeth, en hy wou met haar trou, maar dis van, ek moet na hierdie tribe toe gaan, want ek het gehoor wat die Here vir my gesê het. Nou hoor my net mooi, ek staan nie hier vandag en sê vir julle, gaan Ecuador toe nie. Maar as hy vir jou sê, gaan Ecuador toe, gaan asseblief Ecuador toe. Né? Maar dalk het hy jou by 'n skool geplaas, dalk het hy jou by 'n hospitaal geplaas, dalk het hy in 'n werk gesit, nie dalk nie, hy het, sodat jy daar 'n cross-shaped life kan lewe, wat ander kan trek. En Jim en Elizabeth is getroud en die ouens het 'n vliegtuigie gehuur en na die tribe toe uitgereik, hulle het taal begin leer en hulle het pakkies afgegooi om vriendskap te wys aan die tribe. En 'n jaar voor hulle na die tribe toe gegaan het, toe is klein Valerie gebore, Jim se dogtertjie. En op 3 Januarie 1956, 7 jaar terug. Toe land hulle met hulle vliegtuigie daar in die Amazone, hulle ontmoet die tribe, hulle begin interaksie hê, en 5 dae later word hulle almal doodgemaak. Doodgesteek. Op die sandbankie daar by Kurakai rivier, dood.
As jy hierdie hoor vanoggend en jy dink oor liewe aarde, wat sê jy vanoggend vir ons Ewan? Ek dog ek het gekom om bemoedig te word. Nou praat jy van death. Jy praat van hierdie ouens is doodgemaak. Hulle het uitgebloei, hulle is dood. 5 vroue, 5 weduwees en 7 klein kindertjies wat agterbly, mors dood. Elisabeth skryf in haar dagboek, sy sê wie wat nê. Ek het gedink toe ek getrou het en Jim is dood dat die passies en die goed in my hart ook dood is. En sy het gedink daaroor om te sê maar Here, dit is 'n dead end, hy's dood. Hy's dood. Wat gaan ek nou doen? Gaan ek maar my tyd verwyl en dingetjies doen tot Jesus weer kom? Wat gaan ek doen? En sy skryf toe so, not so. Dis nie so nie. Ek gaan gehoorsaam wees. Want ek seker ek gaan my oë oopmaak vir nuwe dinge. Ja, ons lewe in 'n tyd waar ons dood sien. Ons sien 'n dead end. Ons sien teleurstellings. En as ons mekaar die vraag vra vanoggend, jy word gekonfronteer met die kruis, dan is daar 4 dinge wat ek vir jou wil vra. Die eerste een is die koste van disippelskap. Jim is dood. Hy's weg. Wat gaan disippelskap jou kos? Wat het jy gesettel in jou hart gaan dit jou kos? Of wat het jy bepaal gaan dit jou kos om met iemand disippelskap 'n pad te stap? Ja, hulle daag nie op nie, hulle gaan nie, hulle kom nie. Wat van brokenness? Dit gaan my breek. Jim se dood het vir Elisabeth gebreek. Dit was suffering geweest. Wat van total surrender of complete surrender? Unconditional surrender. Dis vrae wat jy jouself moet afvra. Ek kan hierdie vraag nie antwoord vanoggend nie. En ek sal nie wil hê jy moet probeer uit jou eie uit om hierdie reg te kry nie. Want dan is jy besig met moralisme. So kom sterf saam met my dat ek hierdie in jou kan kom doen. Kom gee jouself oor saam met my, dan kan ek die werk in jou kom doen. Want anders gaan jy nie much vroeg dra nie. Dis wat die versie sê. Elisabeth hulle versie aan daar of 'n stukkie wat Jim geskryf het. Hy sê he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Dink gou 'n bietjie daaroor. Wat beteken dit vanoggend vir jou en vir my? Kan ek vir jou iets sê, my vriend, vriendin, broer, suster? Ek gaan doodgaan eendag. Ek gaan uit hierdie liggaam uitgaan. Is jy bereid om dit te gee? Om iets te kry wat jy nooit kan verloor nie. Is jy bereid om te sê, ek wil in hierdie pattern inloop wat U vir ons gestel het. Ongeag waar ek is, ongeag waar ek werk, ongeag in wat 'n verhouding ek is. Ek wil in hierdie patroon instap. Ek wil hierdie cross-shape life lewe. Ek wil lewe, want as jy dit begin lewe, dan sê hy, soos ek opgehef is, so sal ek mense trek. Mense gaan getrek word deur jou lewe. Jy gaan daaroor wil praat. Jy gaan vir hulle wil wys. Ons hou daarvan om te sê, God het ons unconditionally lief. Ons hou daarvan. Dis vir ons goed om dit te sê, maar dan sien ons as hy sê in Hebreërs 12:29 sê hy, God is 'n verterende vuur. Waar sit dit in jou lewe? Hoe feature daai? Om te sê U is so heilig dat as ek na U toe kom, ek is in awe van wie U is. Want U is 'n verterende vuur. It's a consuming fire. Ek weet dit. Ek sien daai. Elisabeth gaan aan en skryf sy sê, but He opened up my eyes.
Hy het haar oë oopgemaak en het gevra, gewys, what's the next thing? En hierdie breek my. 2 jaar later, toe vat sy haar dogtertjie. En sy gaan bly by daai mense, saam met Rachel Saint. By daai mense, wat 'n man doodgemaak het. En hulle vertaal die Bybel in daai mense se taal. Daar is die volgende ding. Ek weet nie wat in jou lewe gebeur nie. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie. Ek wil jou smeek vanoggend om na die kruis te kyk. Dat jy vir die Here vra om jou oë oop te maak. Sodat jy kan sien wat's volgende. Dat jy kan sien, what's the next thing? Want ons gaan doodloop, jy gaan, hoor my nou, jy gaan doodloopstrate kry. Jy gaan elke dag doodgaan. En dalk gaan jy fisies doodgaan. Dalk is daar iemand om jou wat fisies gaan doodgaan en dit gaan jou breek. En ek kan nie vanoggend vir jou kom staan en sê hierso, daar's nie suffering nie. Daar's nie brokenness nie. Ek het vir jou gevra om jou mind op te maak daaroor, om klarigheid te kry daaroor. Ons sien die kruis. En dis wat dit beteken om te eet. Dis wat dit beteken om te drink. Dis sê Jesus, ek's in. Help my, ek's in. Help my, ek's in. Ek sluit af en ek wil julle met die los. En dan wil ek bid vir die wat hoop wil hê. Mag die kruis jou herinner om 'n crossed life, 'n gekruisigde lewe te embrace. As jy die kruis sien, as jy naam neem, mag dit jou herinner aan daai lewe. Mag dit jou herinner aan 'n redder wat gesê het, ek gee my als. Ek gaan nie terughou nie. Ek is hier om alles te kom gee. Ek wil vir ons bid. En ek wil vra dat as jy so sit en daar is dalk in jou hart iets van, Here, ek is in 'n doodloopstraat. Ek weet nie wat die volgende ding nie, maar ek het gehoor vanoggend, ek het U gesien. Ek het U aanskou, ek het die glorie, die apex, die glorie van U aan die kruis, behold, I behold that. Kom wys asseblief vir my wat die volgende ding is. Terwyl almal net so oë toe is, ek vra nie vanoggend vir jou of jy gered is nie. Ek vra vir jou of jy kan sien. Daar plek is waar jy sê, ek wil sien, Here. Wys net gou met jou hand, ek wil saam met julle bid. Sê ek wil sien, dankie vir daai hand, dankie vir daai hande. Dankie vir daai hande, Here. Dankie. Vader, U sien U kudde. Maak ons oë oop. May we behold You, Lord, that we can see the next thing that You have for us. Here, ek kom vra U vir elkeen wat hier is vanoggend, dat U hulle oë sal oopmaak. En dat die kruis wat daar is, wat U vir ons gegee het, dat 'n kruis is wat voor ons sal bly, dat ons oë daarop sal hou. Dat ons sal weet wat U kom doen het vir ons. En dat U vir ons sal wys wat die volgende stap is. Here, dat U ons oë sal oopmaak. Dat U ons geestelike oë sal oopmaak en dat ons sal loop waar U ons wys. Want ons het gesettel. Dankie vir vanoggend, Here. Ek prys U naam. Amen.